Nou ja, julle vanoggend praat ons oor die tweede gedeelte van gehoorsaamheid waar ons 'n bietjie meer gaan kyk na die praktyk. En daarom ook dan die tema, ek weet, maar doen ek. Nou ek wil amper vir julle sê, ek sou seker, maar dan het ek dit nou niks uitgepak het nie, maar ek sou julle kon huis toe stuur na die volgende frase, die volgende skyfie wat sê, 'n disipel meet nie sy geestelike volwassenheid aan hoeveel hy van Jesus weet nie, maar aan hoeveel van wat Jesus sê, hy bereid is om te doen. Dit is eintlik die hele kruks van die dissipline van gehoorsaamheid. So ek wil vanoggend met 'n eintlik 'n baie eenvoudige vraag begin. 'n Vraag wat jy baie maklik teen gaan antwoord, en daardie vraag is, hoeveel weet jy van Jesus? Nou as jy in die kerk groot geraak het, gaan jy teen een van my sê, jy kan teen sê waarskynlik baie. As jy al 'n paar jare Christen is, het jy waarskynlik 'n baie klomp preke al gehoor. Jy het al Bybelstudies gedoen, jy het dalk kategese gehad. Jy het Bybelverse gememoriseer. Jy het 'n hele paar liedere gesing waarvan jy miskien nie altyd die woorde verstaan nie, maar jy het hulle daarom met groot oortuiging gesing. Ons lewe natuurlik in 'n tyd waar inligting ongelooflik maklik beskikbaar is. Dis eintlik vir my skrikwekkend deesdae hoe maklik dit beskikbaar is. So as jy vandag iets oor die Bybel wil weet, dink ek kan jy binne 'n paar sekondes 'n klomp inligting in die hande kry. Maar hier is die probleem. Dis moontlik om baie van Jesus te weet, sonder om baie soos Jesus te leef. Ek wil vir julle sê, ek vermoed dat dit moontlik die probleem in die kerk wêreldwyd vandag is. Dit is moontlik om baie van Jesus te weet, sonder om baie soos Jesus te leef. En op grond van hierdie stelling is dit die rede waarom Farao gekies het om 'n pad van disippelskap te loop. En dit is 'n lang pad en ons gaan voortdurend daarmee besig wees, want ons het gesien dat 'n bekeerling kan baie van Jesus weet, maar hy kan nog nie baie soos Jesus leef nie. En dis die pad wat ons graag met julle almal wil stap. En ek hoop dat ons leierspan gaan dit vir julle kan modelleer. Ons het juis in ons vorige leierspan vergadering daaroor gesels. So die vraag eintlik vandag is nie, ken jy genoeg van Jesus nie, maar wat doen jy met dit wat jy al reeds weet van Jesus? Wat doen jy elke dag daaroor? En daarom is die titel van vandag of die tema van vandag is, ek weet, maar doen ek? En daai vraagie moet ons maar almal antwoord. Want ek wil vir julle sê, ek dink daar's 'n reuse verskil tussen kennis en gehoorsaamheid. Ek ken ateïste wat baie kennis oor die Bybel het, maar hulle gehoorsaam dit nie. Ek onthou, en dit, ja, ek gaan nou nie eers, ek moet omtrent 'n kalkulator uitwerk wanneer dit was, toe ek nog Bybelkunde 3 gedoen het, op universiteit, het ons 2 ateïste in die klas gehad, wat net bloot uit hulle belangstelling wou weet waaroor gaan die Bybel. En hulle het 3 jaar van Bybelkunde agter die rug, maar hulle was volslae ateïs, hulle het nie geglo nie. So hulle het hierdie ongelooflike kennis. So ons kan sê, ek weet ek moet vergewe, maar ek kan nog steeds nie lekker vergewe nie. Ek weet ek moet bid, maar ek bid nog steeds nie. Ek weet ek moet lief hê, en dan kan ek nog steeds iemand vermy. Ek weet ek moet gee, en dan nog steeds vasklou aan alles wat ek het. Ek weet ek moet 'n disipelmaker wees, en nog steeds met niemand 'n pad wil stap nie. Ek kan weet wat Jesus sê, maar die vraag is, doen ek dit? En daarom is die eerste punt eintlik so 'n logiese punt, dat Jesus het ons nie net geroep om te weet nie. Ons moet verder gaan as dit. In die Bybel gee vir ons 'n verskriklike belangrike waarheid. Jesus wil hê jy moet net soos hy wees, omdat jy hom liefhet. En ek dink daarin lê ook 'n moontlike, ek wil amper sê waarheid opgesit, dat jy hom nie regtig kan gehoorsaam as jy nog nie op die punt kom waar jy hom regtig waar liefhet nie. Want
met blote kennis gaan jy nie sommer gehoorsaam wil wees nie. Johannes 14 vers 15 is een van ons teksverse van vandag wat sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Dis die doel van disippelskap. Die doel is nooit dat ons meer Bybelkennis sal hê nie. Of dat ek meer Christelike terminologie gebruik nie, of soos ons sê, meer Christianese sal praat nie. Want Christene het mos ook 'n unieke woordeskat. En ons het verskillende dialekte. Ek kan vir julle, daar's 'n evangeliese dialek, daar's 'n Pinkster protestantse dialek, daar's kursusse. Een van die kursusse wat ons aanbied is Touching Hearts. Dit is baie formele dialek. Ek kan vir julle onmiddellik sê, as ek luister na iemand se gebed, die persoon het Touching Hearts gedoen. Want hulle praat Christianese. Hulle praat met dit. Ons moenie, dit moet nooit vir ons daaroor gaan nie. Ons moenie bekommerd wees dat ons al die regte antwoorde tydens 'n Bybelstudie kan gee nie. Die groot doel is dat ons lewe al hoe meer soos Jesus sal begin lyk. So ons lees van bekering, om Jesus te volg, om lief te hê, te bid, te dien, te vergewe, al daai dinge. En as 'n mens daai lysie lees, dan besef jy nogal, Jesus het baie gesê oor hoe sy volgelinge moet lewe. En daarom is disippelskap baie meer as net ek glo in Jesus. Disippelskap sê ek volg vir Jesus. En dis wat 'n disipel in sy wese is. Maar dit bring ons by die gevaar van ek weet. Die gevaar van om alles te weet oor Jesus of oor die Bybel. Jakobus 1 vers 22 tot 25 sê dit vir ons eintlik so mooi. Wees doeners van die woord. Met ander woorde, wees gehoorsaam aan die woord. En nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Hoor hoe praat Jakobus daaroor, dat hy praat van, as jy net al hierdie kennis het, maar jy doen nie daarmee iets nie, dan word jy eintlik mislei. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, dan word dit daaraan gehoorsaam wees, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. En daarom dink ek is een van die gevaarlikste frases in ons verhouding en in ons geestelike lewe, ja, ek weet. Ons ken almal beter weterige mense. Mense wat jy wil vir hom iets sê, ja, ek weet om dit te doen. Jy iemand sê, jy moet vergewe, ja, ek weet. Jy moet bid, ja, ek weet. Jy moet daardie verhouding probeer herstel, ja, ek weet. Jy moet meer betrokke raak by ander gelowiges, ja, ek weet. Maar om te weet verander niks nie. Jou kennis neem moontlik toe, maar die lewe neem definitief toe nie. En dis dink ek waar Bybelstudie, wat Bybelkennis versaam, verskil van disippelskap. Want Bybelstudie sal sê, kom ons kyk hier na hierdie woord, kom ons kyk na hierdie teksgedeelte. Wat beteken hierdie teks? Disippelskap sê, wat gaan ek met hierdie waarheid in hierdie teks doen? En julle, dit is soms 'n ongemaklike vraag. Want ons kan baie maklik 'n Bybelse waarheid of Bybelse beginsel bewonder, wil ek amper sê, dit is baie mooi, sonder om dit te gehoorsaam. Ek sit altyd en dink aan Gandhi, wat gesê het, maar hy's mal oor ons Christus, maar met ons Christene wil hy niks te doen hê nie. Oor dat hy's mal oor alles wat 'n Christen verteenwoordig, die Christelike ethos en als, maar hy het dit net nooit raak gesien in gelowiges se lewe nie, wat eintlik 'n verskriklike aanklag was. So een ding moet ons besef, dat Jesus se opdragte in die Bybel is nie maar net voorstelle nie. Dink vir 'n oomblik aan die woordjie opdrag. Dis definitief iets anderster as 'n voorstel. 'n Voorstel sê, jy kan dit oorweeg. 'n Opdrag sê, doen dit. En dis waarom ek sê, Jesus se opdragte is nie net voorstelle nie. Hy is die Here, so hy is nie net ons raadgewer nie. Hy is nie net eens wat sê, Jesus, wat dink u daarvan nie? Hy is die Here.
en hy kan vir ons sê. So in disippelskap vra ons nie meer stem jy saam met Jesus nie. Die vraag is gehoorsaam jy wat Jesus sê. En nou is nog 'n ongemaklike vraag en ek dink ons almal maak ons soms hieraan skuldig. En die vraag is as ons weet wat Jesus sê, hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen ons dit nie? Het julle al daaroor gedink? Wat maak dat ons soms nie doen wat Jesus van ons vra nie? En ek dink die antwoord weer eens in die eerste teksversie wat ons gelees het. Hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is aan die wys hoe julle mekaar liefhet. Gehoorsaamheid is nooit 'n kennisprobleem nie. Gehoorsaamheid is 'n hartsprobleem. Dink maar selfs wanneer kinders ongehoorsaam is, wanneer hulle bietjie rebels is of wat ook al. Wat is die probleem? Dit is 'n hartsprobleem wat daar agter sit. Dit is 'n verhoudingsprobleem. Jy rebelleer teen gesag of wat ook al. So as ons sê dis 'n hartsprobleem, dan sê ons ek weet ek moet vergewe, maar ek wil nie. Ek weet ek moet daai moeilike gesprek hê, maar ek is bang. Ek weet ek moet gee, maar ek wil eerder my geld hou want ek is bang ek gaan nie daarmee uitkom nie. Ek weet ek moet iemand lief hê, dis wat die Bybel sê, maar joeg, daardie persoon maak dit baie moeilik. Ek weet ek moet bid, maar ek is moeg. Ek weet ek moet disippels maak, maar ek voel so ontoegerus daarvoor. Ek weet maar. So ek dink die grootste struikelblok wat ons het tussen my en gehoorsaamheid is nie dat ek nie weet wat Jesus wil hê nie. Dis dat ek nog wil hê dat my wil op een of ander manier tog maar eerste kom in my lewe. Ek wil tog maar I want to call the shots. So ons gebruik baie maars in ons lewe. En ons besef nie dat daai maars wat ons gebruik ons eintlik soms weerhou van geestelike seën nie. Ek weet, maar ek is nog nie reg nie. Wanneer gaan jy reg wees? Soms is ek nog nie reg nie, net 'n manier om te sê, ek stel dit uit. Ek weet, maar hulle verdien dit nie. Dis gewoonlik die een wat ons gebruik wanneer ons weet ons moet iemand vergewe. Maar Jesus se opdrag om iemand lief te hê en te vergewe hang nie af van die ander persoon of hy of sy dit verdien nie. Eintlik gaan vergifnis om jou vry te maak. Ek weet ek gaan, maar dit gaan my iets kos. En dan wil ek vir jou sê ja, gehoorsaamheid gaan jou kos. Gehoorsaamheid kom altyd met 'n prys. Maar die prys is nie altyd negatief nie. Die prys op die ou einde is groot seën. Want gehoorsaamheid kan pynlik wees, julle, want dit vra soms opoffering. Dit maak dat jy soms ongewild gaan wees. Maar dit beteken dat as sulke negatiewe goed gebeur, nie dat dit verkeerd is nie. Dit beteken dat Jesus is teen besig om iets binne in jou te verander. En dan is ons so bang vir mense se opinies. Ek weet, maar wat gaan die mense dink? En dan moet ons vir ons vra, maar wie se opinie behoort die grootste gesag in my lewe te dra? Mense sin? En julle, kom ons wees eerlik, mense se opinies dra gewig in ons. Veral as jy 'n people's pleaser is, wat jy wil hê dat almal moet van jou hou en jy wil nie die boot omgooi nie en jy wil nie, ek wil amper sê duinings in 'n gladde see maak nie, dan is dit moeilik. Maar op die ou einde moet ons die vraag antwoord, wie se stem dra die meeste gewig in my lewe? Die goeie nuus eintlik is dat gehoorsaamheid begin nie by alles nie. Jy moet nou nie vandag gaan ek totaal en al gehoorsaam wees aan die Here. En daar's hierdie honderde goed wat ek ewe skielik moet verander nie. Die goeie nuus is, en ons sien dit keer op keer, is dat die Heilige Gees transformeer ons stukkie vir stukkie, soos wat ons kies om gehoorsaam te wees. Wanneer mense oor gehoorsaamheid hoor, voel hulle maar net, Jesus het te veel opdrag gegee, ek gaan nooit by alles tegelyk uitkom nie, en ons hoef ook nie by alles tegelyk uit te kom nie. Gehoorsaamheid begin gewoonlik met een ding op 'n slag. En julle weet julle wat so kosbaar is oor die
werklike teenwoordigheid van die Here deur die Heilige Gees in ons lewe. Hy begin eintlik vir jou wys waar om te begin. Jy sal weet as jy moet werk aan daai kort lont van jou wat vinnig ontplof. Jy sal weet as jy sukkel met 'n gewoonte sonde en jy weet jy moet dit hanteer. Dis die Heilige Gees se prompting. Want as hy dit nie gedoen het nie, sou jy nie 'n behoefte gehad het om dit aan te pas of te verander nie. So begin met een stap op 'n slag en laat toe dat die Heilige Gees jou stukkie vir stukkie transformeer, sodat ons al hoe meer gehoorsaam aan Jesus kan leef. Die hele ding gaan oor die 35 weke van disippelskap is hoe integreer ons hierdie geloofsgewoontes wat ons in die harte en in die lewens van disippels raak gesien het in ons eie lewe. En wat ek nou vir julle gaan wys is eintlik die ding wat ons met elke dissipline moet doen. So ek praat van 'n eenvoudige gehoorsaamheidsritme, maar eintlik kan ons sê dit is 'n eenvoudige ritme wat ons by elke geloofsdissipline behoort toe te pas. En daardie ritme is weet, kies, doen en herhaal. Herhaal is natuurlik die belangrikste ding. Kom ons breek dit so 'n bietjie af dat julle kan sien wat ek bedoel wanneer ek dit sê. Kom ons praat oor weet. So weet is eers wat sê Jesus, wat vra Jesus van my? Nie wat dink ek nie. Ek ken soveel mense wat dink dis wat Jesus sê, maar hulle kan dit nie toets aan die woord nie. Ons wat dink ons wat mense op Facebook ook dink is ook nie so belangrik nie. Nie wat pas by my persoonlikheid nie. Maar wat sê Jesus? Kom ons begin by die woord. En dan die tweede ding is die keuses wat ons elke dag moet uitoefen. Want as jy moet kies, dan vra jy, Here, wat sê U? En wat is die een ding wat Jesus tans in my lewe wil aanspreek? Ek het die een voorbeeld wat ek so goed onthou oor kritiek wat iemand op 'n gelowige gedoen het. Die gelowige het twee goed gehad wat nie regtig pas by 'n gelowige nie. Die een is hy het 'n meer gehad wat skrikwekkend was. En die tweede een is hy het gevloek dat hy 'n matroos skaam sou maak. En hy kom tot bekering. En die Here begin deur sy Gees met hom te werk. En die Here begin werk met sy meer. Hy begin dit uitsorteer. En sy meer verander op 'n wonderlike wyse. En hierdie persoon raak een van die sagste ouens wat ek ken. Toe kom 'n lidmaat na my toe en sê maar, hoe kan hierdie ou 'n Christen wees? Hy vloek dan nog soos 'n dekselse matroos. Toe sê ek vir my, dis nie nou waarmee die Here besig in sy lewe nie. Die Here is nou besig om sy meer uit te sorteer. Maar jou oordeel het gemaak dat jy dit nie kon raak sien nie. En daarom julle moet ons baie versigtig wees wanneer ons iemand oordeel wat volgens ons nie die vrug dra wat hy al behoort te dra nie. Want as hy regtig waar die Here leer ken het, is die Here deur sy Gees met hom besig. So, laat toe dat die Here deur sy Gees met iets aan jou begin werk. En soos wat julle hier sit en soos wat ek hier staan, dink ek die meeste van ons weet wat is die ding wat die Here nou in ons lewe behoort te hanteer. Ons weet. Dit bring my by die volgende punt. Doen. Wat gaan ek konkreet doen? Want om te weet en dan om die keuse uit te oefen om te sê, Here, dis wat U vir my wys, dis waar U gaan werk, help niks, bly teoreties totdat jy iets konkreet gaan doen. So, ek gaan nie probeer om meer te bid nie, maar ek gaan elke oggend hierdie week 10 minute bid voordat ek my foon oopmaak. Want as ek eers my foon oopgemaak het en begin scroll, gaan ek nie bid nie.
Of ek gaan nie sê ek moet iemand vergewe nie. Ek gaan hierdie week die eerste stap na daardie persoon neem. Ook ek gaan nou meer ewe skielik disippels maak nie, want ek gaan gehoorsaam wees. Maar ek kan een persoon vra om saam met my geestelik te groei. Nie ek gaan meer moet gee nie, maar ek gaan hierdie week doelbewus iemand se behoefte aanspreek. So wat wil ek eintlik sê? Gehoorsaamheid moet voete kry. Gehoorsaamheid moet voete kry, anders te bly dit net teoreties. So as dit nooit in my kalender, my beursie, my gesprekke, my verhoudings of my gewoontes sigbaar word nie, bly dit dalk miskien nog net 'n mooi voorneme. En dan die vierde een is herhaal. Herhaal, want herhaal vestig die dissipline in ons lewe. Wanneer jy die besluit gemaak het en jy dit een keer gedoen, het jy nog nie 'n geloofsgewoonte of 'n dissipline gevestig nie. Al hoe jy geloofsgewoonte vestig, is om dit te herhaal, 'n nuwe gewoonte te vorm. En wanneer jy dit die eerste keer wanneer jy dit doen, dan mag dit miskien 'n bietjie snaaks voel. Dit mag selfs fake voel. Maar 'n dissipline begin wanneer ons iets oor en oor en oor doen. En dis dieselfde met enige gewoonte. Die tweede keer dink ek daaraan, met die derde keer kan 'n deel van my lewe raak. Sal julle onthou die statistieke wat ek vir julle gegee het oor Bybel lees. Lees Bybel 1 keer 'n week, amper niks impak in jou lewe nie. Lees Bybel 2 keer 'n week, amper geen impak nie. Lees Bybel 3 keer 'n week, geringe impak. Lees Bybel 4 keer 'n week. Tussen 3 en 4 gebeur daar hierdie wonderlike ding. As jy die woord 4 keer 'n week hanteer, is jy 228% meer geneig om jou geloof te deel. Jy's 407% meer geneig om Bybeltekste te memoriseer. Jy's 59% minder geneig om pornografie te kyk. Jy's 30% minder geneig tot depressie, angs en eensaamheid. Dink net as jy daai geloofsgewoonte vestig en dit raak deel van jou daaglikse ritme, want dis wat ons wil hê moet gebeur. Die een wonderlike ding wat ons nooit in hierdie hele proses van disippelskap, nie net oor gehoorsaamheid nie, maar in hierdie hele proses van disippelskap moet weet, is ons doen dit nie in eie krag nie. Ons eie beperkte krag gaan ons iewers laat sneuwel. Dis die Heilige Gees wat ons oproep om te bid en om gehoorsaam te wees. Filippense 2 vers 13 in die 53 vertaling sê dit eintlik so mooi. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Dit is God wat in ons werk. Deur die Gees help hy vir ons. So ons kan sê, Heilige Gees, help my om te doen wat Jesus van my vra. Dis waaroor gehoorsaamheid gaan. Help my om te doen wat Jesus van my vra. En dis so 'n eenvoudige gebed om te bid. Here, help my om te doen wat Jesus van my vra. Die toets van gehoorsaamheid is egter ook belangrik. So wanneer weet ek dat my gehoorsaamheid regtig eg en autentiek is? Nie wanneer dit maklik is om te doen nie. Die toets kom wanneer Jesus se wil en my wil met mekaar begin bots. Dis wanneer dit moeilik is. Vergifnis is maklik totdat iemand jou seermaak. Vrygewigheid is maklik totdat jou geld kos. Liefde is maklik totdat iemand moeilik raak. Diensbaarheid is maklik totdat niemand vir jou dankie sê nie. Getrouheid is maklik totdat jou iets kos. En dis waar disippelskap begin wys. So die toets van gehoorsaamheid is nie wat ek doen wanneer dit maklik is nie. Dit is wanneer dit wat ek doen wanneer my wil en Jesus se wil kruis, of wanneer Jesus se wil met myne kruis. Kan ek miskien meer persoonlik iets van jou vra? Dink aan iets. Dink aan iets wat jy eintlik reeds weet, Jesus met jou mee besig is.
Dis nie iets niets wat jy hoef te ontdek nie, maar dink aan iets wat jy weet, Jesus al lankal eintlik met jou besig is. Vandag mag dit miskien vir jou wees dat jy moet iemand vergewe, of jy moet daardie gesprek gaan hê, of jy moet regtig begin bid, of jy moet ophou om iets te doen wat jou van Jesus al wegtrek, of jy moet iemand help, of jy moet miskien 'n persoon begelei in disippelskap, vir hom sê, kom groei saam met my in Christus, of jy moet, wat blykbaar 80% van alle mense se ding is, of jy moet ophou uitstel. Blykbaar is to procrastinate, om uitstelle te wees, nogal 'n redelike groot ding in hierdie wêreld. En daarom is die vraag, wat ons mee huis toe gaan vandag is, wat gaan ek doen met dit wat ek reeds weet? Ons het nie meer kennis nodig nie. Wat gaan ek doen met dit wat ek reeds weet? Wat gaan ons anders te doen? So ek dink die eenvoudige ding is om te sê, Jesus, wys my die volgende ding, wat vra U van my? En dan gee my die moed om dit te doen. Gee my die moed om dit te doen. Want mense, ons raak nie disippels deur net meer te leer nie. 'n Mens word slegs 'n disipel wanneer jy begin doen wat Jesus sê. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dink die meeste van ons hier weet baie van die opdragte. Maar wanneer jy ons uitdaag tot geloofsgewoontes, dan dink ek aan begin dit by gehoorsaamheid. Om nie meer te weet nie, maar om te doen. En Here, ek dink die tekkie slaan die teer in ons lewens wanneer U wil en ons in so 'n bietjie paaie kruise nie lekker ooreenstem nie. Dan is dit juis daar waar ons die krag, die durf, die waagmoed moet hê om my wil te kan kruisig en te doen wat Jesus sê. Dit is ware gehoorsaamheid. En dit kan ons kos, Here, maar die geestelike seën in ons lewe, glo ek, gaan eksponensieel vermenigvuldig. Die intimiteit wat gaan volg, gaan ons nie kan bereken nie. So help ons om nie net meer te weet van U nie, want kennis is belangrik, maar om te reageer op daai kennis in gehoorsaamheid. Amen. Julle kom ons staan vir die seën van die Here. Ek dink julle kan die agterste 2 blokke kan julle wegpak, los die voorste 2. Ons sal dit uitsorteer vir die liggaamaande vanaand en ek wil julle weer eens uitnooi. Ons sal kom maak 6:30 tot 7:00. 6:30 tot 7:00 en die belofte is dit word gekontrakteer met jou 7:00. Dan gaan jy huis toe gaan. Ons sal sorg daarvoor. Bring jou eie koppie saam. As jy sou vergeet, gaan ons jou nie kruisig gee, ons sal jou ook nie droogmond los nie, maar waar jy kan, bring jou eie skottelgoed saam. Kom ons ontvang die seën van die Here. Kom ons vra die Here, Here, waar moet ek hierdie week gehoorsaam wees? Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede en sy genade en sy vermoë om te gehoorsaam deur sy Gees aan elkeen van julle gee. Amen.